Daar's hulle almal, ons is terug en hierdie episode gaan ons 'n bietjie kyk na die vrees om verkeerd te wees. Die vorige episode het ons gekyk na die vrees om geld te verloor. Nou Reine, wat is die vrees om verkeerd te wees? Yes, Enrique, dankie man. Ja, hoeveel keer het jy nie al in 'n losing trade, in 'n verloor trade gebly met die hoop dat die mark gaan omdraai nie, sodat jy nie hoef te erken dat jy verkeerd is nie. Dis nie 'n trading stelsel, dis nie 'n stelsel nie, dis ego-beskerming. En dis een van die duurste gewoontes wat 'n trader kan hê. Jy weet, hierdie vrees pleistergoeters in jou ore, soos ek gaan toemaak sodra die mark 'n klein bietjie gaan bounce, jy weet. Die mark is besig om te ooreageer. Ek weet hy gaan terugkom. What goes up must come down and vice versa. Ja, en ek dink meeste traders sukkel nie net met risiko nie. Hulle sukkel met die feit dat hulle verkeerd is, jy weet. Ja. Van kleins af word ons geleer dat verkeerd wees is 'n skaamte. Is 'n straf of verwerking. Dit beteken dat wanneer jy 'n stoploss tref, voel jy nie net soos 'n of dit voel nie net soos 'n finansiële verlies nie. Dit voel of jy soos 'n persoonlike verwerping teëgekom het, as dit sens maak. Yes. Maar die mark gee nie om oor die ego nie. Okay. Daar's 'n baie goeie boek uit en hy sal jare oud. Dit is een van die eerste boeke wat ek gelees het toe ek begin trade, deur Mark Douglas, Trading in the Zone. En hy sê jy hoef nie net reg te wees om geld te maak nie. Ja. Jy het 'n edge nodig. Ons het al gepraat van 'n edge. Jy het 'n edge nodig en die dissipline om daai edge uit te voer. Okay. Die behoefte om reg te wees skep emosionele spanning, is daai tensie wat ons kry. En dit lei tot huiwering in die mark. Yes. En dit vir daai consistency uit die mark. Jy weet, tot ons die selfwaarde losmaak van die uitkoms van 'n trade, gaan ons aanhou om ons edge te sabotage. Ja. Hierdie vrees is nie net emosioneel nie, dis neurologies. Elke keer as ons 'n stoploss vat, registreer dit 'n deel van ons brein, soos social rejection. Yes. Ek het nou nie regte Afrikaanse woord daarvoor nie. Soos is verwerping. Ja. Nie omdat ons geld verloor nie, maar omdat dit vir ons voel ek is verkeerd gewees, ek is dom. En ons brein haat dit om daai gevoel te hê. Jy weet, dis eintlik meer as daai geldverlies, is daai verwerping. Ja. En wat gebeur dan? Jy weet, in plaas daarvan om die verlies te aanvaar en uit te klim, gaan ons brein in verdedigingsmode in, jy weet. En ons begin soek na inligting wat bewys ons is reg. Ons stryd nie wat ons sien nie, ons stryd wat ons dink. En dit staan bekend as 'n confirmation bias. Ons ignoreer 'n rooi candle wat deur ons stoploss breek. Jy weet, ons soek na enige nuus en hoop en redes dat dit net 'n shake-out is of 'n oorreaksie van die mark, jy weet. Sielkundiges wys oor en oor dat wanneer ons identiteit bedreig word, ons redenasie gehijack word. Jy weet, ons analiseer nie meer die mark nie. Ons beklei om nie verkeerd te wees nie. Die mark straf nie mense wat verkeerd is nie. Hy straf mense wat weier om te erken jy is verkeerd. Soos hulle sê, en ons het dit al genoem, as jy lank genoeg na die skerm gaan staar, gaan jy sien wat jy wil sien. Nou Reine, ek het vir jou 'n vraag. Wat is die oplossing vir vrees en hoe stop ek dit? Ja, die oplossing is nie om fearless of vreesloos te wees nie. Die oplossing is om emosioneel irrelevant te raak teenoor die uitkoms, teenoor wat gaan gebeur. Dit begin voor elke trade. Ek is nie hier om reg te wees nie. Ek is hier om 'n stelsel en 'n proses uit te voer wat oor tyd gaan werk. Wanneer jy jou stoploss volgens jou stelsel definieer, verstaan, dit is nie 'n strafsone nie. Dis 'n plek waar jou idee ongeldig raak. Weet, as die mark jou stop breek, sê jy stoploss gehit het, beteken dit hierdie trade het nie hierdie keer gewerk nie. En dis okay. Jy weet, ons log dit in ons statistieke. Ons aanvaar dit as die koste van besigheid. Ons sê altyd it's the cost of doing business. Dis data, dis nie drama nie. Jou position size moet so wees dat die verlies vervelig voel. As jou risiko te groot is, dan maak verkeerd wees baie seer. Dan begin jy stops vermy. En dis wanneer groot verliese gebeur en dis wanneer ons accounts plaas. Om 'n stop te vat moet voel so tandeborsel. Dis rotine. Ja. Die belangrikste is moenie vandag se ego môre se performance beskadig. Jy weet, wanneer jy met 'n trade inmeng om jou trots te beskerm, gaan jy die volgende een beskadig.
En dis hoe consistency doodgaan. Ja. Nie omdat strategie gefaal het nie, maar omdat emosies die reëls herskryf het. Okay, en dis die kern. Jy kan verkeerd wees en steeds winsgewend wees. Jy kan verkeerd wees en steeds professioneel wees oor jou trading. Ek dink die dag wanneer jy ophou vasklou en begin uitvoer, is die dag wanneer jy 'n professionele trader begin word. Ja. Jy hoef nie reg te wees nie. Jy moet dit net reg uitvoer. Dit is Ja. stelsel en proses. Wanneer jou identiteit nie meer afhang van die uitkoms nie, begin jou performance uiteindelik consistent word. Okay, en weer eens, nou het julle dit almal en ons sal weer terug wees met die volgende episode. Tot volgende keer dan. Was hy?